gedeelte voorhou, baie bekende gedeelte uit die profeet Habakuk se boek, net 3 hoofstukke lank, en ek lees die laaste verse van hoofstuk 3, Habakuk hoofstuk 3 vers 17 tot 19, ek haal dit vir jou in die 2020 vertaling aan. Al sou die vyeboom nie bot nie, daar geen opbrengs aan die wingerdstokke wees nie, die drag van die olyfbome teleurstel, die landerye niks te ete lewer nie, kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle oorwees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here, sal ek juig in die God wat my verlos. Die Here, my Heer, is my krag. Hy maak my voete soos wildsbokke. Op hoë plekke laat hy my loop. Let asseblief op die woorde op my hoë plekke. Op my hoë plekke, nie op iemand anders se hoë plekke nie. Op my hoë plekke. En vervang die woord hoë met moeilike. Want dit is presies wat Habakuk hier bedoel. Op my moeilike plekke. My plekke waar dit vir my moeilik is om te loop, moeilik is om te leef, moeilik is om te bestaan. Habakuk gebruik die pragtige en die kragtige beeld van 'n wildsbok. Die wildsbok wat hier ter sprake is 'n soort takbok wat algemeen in die Israeliese omgewing gesien kon word. En hulle is grasieuse bokke wat rats en gemaklik oor die moeilikste terrein kan beweeg. Hulle kan selfs teen steil kraanse uitklim en daar beweeg waar mense glad nie kan beweeg nie. En dit het baie te doen met hulle hoewe. Hulle hoewe is spesiaal ontwerp om op die moeilikste denkbare plekke te kan loop. Nou 'n gelowige, 'n Christen, mag mos nie kla nie. Ons moet mos altyd vrolik wees, ons moet altyd opgeruimd wees, ons moet altyd jubel in die Here. Ek meen, luister na Habakuk, hy sê nogtans sal ek jubel in die Here. So maak nie saak hoe sleg dit met my gaan, wat oor my pad kom, hoe ek voel, wat met my gebeur, hoeveel stres ek het, ek moet maar net eenvoudig my oë toeknyp, my lippe saampers en nogtans ten spyte van alles moet ek jubel in die Here. Maar my vriend, ons kan nie net die laaste paar verse van Habakuk lees nie. Ons moet die hele boek lees. En as jy die hele boek lees, sal jy agterkom dat Habakuk in hoofstuk 1 begin met klagtes. Hy kla. Die eerste paar verse van Habakuk word geskryf in die vorm van 'n klaaglied. Wanneer laas het jy die boek Klaagliedere, ook bekend as die Klaagliedere van Jeremia, gelees? En net soos klaagliedere is die eerste paar verse van Habakuk 'n geklaarheid by die Here. Hy begin byvoorbeeld in vers 2 en hy vra, waarom? Of ten minste, hoe lank nog, Here? Hoe lank nog? Lees dit vir jou. Hoe lank nog, Here? Ek roep om hulp, maar U luister nie. Ek roep uit na U, maar U verlos nie. En net die volgende vers vra hy, waarom? Waarom, Here? U sien al die slegte goed wat rondom my gebeur en wat ook met my gebeur. U sien dit, Heer, maar U doen net mooi niks daaraan nie. Waarom? En dan volg daar 'n eerlike gesprek tussen God, die Here en Habakuk. Eerlike gesprek. En Habakuk vra sy vraag
En die Here antwoord hom. En sy eerste vraag kry ons in vers 3 en vers 4. Hy sê, waarom laat u my onreg ervaar en leed, terwyl u toekyk? Vernietiging en geweld is reg voor my. Twis ontstaan en rusie neem toe. Daarom het die wet sy krag verloor en tree die reg glad nie meer na vore nie, maar goddeloses omsingel die regverdige. In kort, as ek Habakuk kan parafraseer, ek, 'n regverdige mens, moet ly onder mense wat goddeloos is en onregverdig is. Here, en u sien dit, maar u doen net mooi niks daaraan nie, maar dit is mos hoe dit gaan in die wêreld. Die goddeloses het die oorhand, en mense soos ek en ander soos ek, wat wetsgehoorsaam is, en wat u dien, ons is die mense wat swaar kry. En u sien dit, o Here. En dan antwoord die Here vir Habakuk. En ons kry sy antwoord in vers 6. Die Here sê vir Habakuk, ek gaan die Galdeërs, dis die Babiloniërs, ek gaan die Galdeërs, die Babiloniërs laat optrek, die verbitterde en voortvarende nasie, wat oor die breedte van die aarde gaan om woonplekke in besit te neem, wat nie aan hulle behoort nie. Weereens, as ek die Here kan parafraseer, Habakuk, jy's te haastig. Jy's te haastig. Ja, dit is so. Ek sien die onreg. Ek sien hoe jy en ander soos jy ly onder die goddeloosheid en die onregverdigheid van die mense rondom julle. Ek sien dit. En ek gaan dit nie so los nie. Ek het die Babiloniërs geroep om te kom. En jy weet self, Habakuk, dat hierdie nasie, die Galdeërs, die Babiloniërs, dat hulle 'n vreesaanjaende mense is. Ek het hulle geroep en hulle kom en hulle bring my oordeel saam met hulle. My vriend, ons is dikwels te haastig. Ons groot probleem is, ons is oorhaastig. Ons is oorhaastig. En omdat ons oorhaastig is, dink ons, die Here doen niks aan ons lyding nie. Maar ons moet altyd onthou, dat dieselfde God, wat met ons genadig is, ook genadig is met die mense wat ons laat swaar kry, wat onregverdig teenoor ons is, wat vir ons moeilikheid gee, wat ons pad vir ons elendig en moeilik maak. God gee hulle ook kans. Hy gee hulle ook die geleentheid om tot bekering te kan kom. In Genesis hoofstuk 15 lees ons hoe dat die Here 'n verbond sluit met Abraham. En in hierdie verbond beloof die Here aan Abraham, ek sal aan jou, Abraham, die land Kanaan gee. Hierdie land sal aan jou behoort, maar nie nou al nie. Hoekom nie nou al nie, Here? En jy kan gaan lees in hoofstuk 15, die Here antwoord, sê vir Abraham, omdat die maat van die Amoriete se sonde nog nie vol is nie. Die Amoriete was 'n nasie, 'n volk wat in Kanaan gewoon het. En die Here sê vir Abraham, ek kan nog nie hierdie land vir jou gee nie, want hier is 'n ander nasie wat hier woon, die Amoriete. En die maat van hulle sonde is nog nie vol nie. Ek gee hulle nog kans. Maar sodra die maat van hulle sonde vol is,
dan sal ek jou nageslag terugbring na hierdie land toe, en hulle sal die Amoriete en die ander nasies wat in hierdie land woon met die banvloek tref. Hulle sal uitgewis word, en jy en jou nageslag sal hierdie land in besit neem. Ons moet verstaan, die Here, die God wat ek dien, wat jy dien, laat onreg nie vir altyd voortwoeker nie. Daar kom 'n dag, wanneer die Here 'n streep trek, wanneer die Here sê tot hiertoe en nie verder nie. En dan kry ons Habakuk se tweede vraag in vers 12, hoofstuk 1 vers 12. Hy sê, Here, het u hom, dis die Babiloniërs, bestem as oordeel? O rots, het u hom, dis Babilonië, beskik as teregwysing? Met ander woorde, Habakuk hou nie van God se antwoord nie. Ja, Here, dit is so. Daar's baie ellende hier in Israel, omdat u eie volk goddeloos geword het, en ons wat regverdig wil lewe, ons wat u wil dien, ly onder die onreg van ons eie mense in hierdie land. Ons kry swaar. Maar wil u vir my sê, u gaan die Babiloniërs bring, 'n volk wat u glad nie ken nie. Hulle is nie u volk nie. En Here, hulle is nog baie meer goddeloos as wat u eie mense is. Wil u vir my sê, u gaan hierdie goddelose nasie, nog meer goddeloos as u eie mense bring, om die goddeloosheid van Israel te oordeel? Hoe kan dit wees, Here? U, wie se hande rein is, wie se oë onreg nie kan aanskou nie, u bring hierdie goddelose klomp mense om u volk te oordeel. Dit kan mos nie wees nie. Maar is dit nie hoe ons die Here leer ken nie? Dat God die goed wat boos is, sleg is, kan gebruik, kan inspann om sy doel te bereik. Josef se broers se jaloesie, en jy sal saamstem met my, dat jaloesie is nie 'n goeie ding nie. Jaloesie is boos. Jaloesie maak dat mense moord pleeg. Jaloesie het al baie mense se lewens gekos. En as gevolg van hulle jaloesie, het Josef se broers beplan om hom dood te maak. En die Here gebruik dit wat sleg is, dit wat boos is. Hy gebruik die broers se jaloesie om vir Josef in Egipte te kry, sodat toe die 7 jaar van droogte kom, Josef vir sy broers en vir sy pa, sy vader Jakob, kon sorg dat daar 'n oorvloed was. So die Here doen goed wat by ons verstand nie eers opkom nie. Ons moet verstaan dat God se weë is nie ons weë nie. Sy weë is baie hoër as ons. En dit vra dat ek en jy sal sê, Here, ek verstaan nie, maar ek vertrou u. Dis wat God by ons wil hê. God wil nie verstaan word nie. God wil hê dat ons hom sal glo, dat ons in hom sal vertrou. Here, ek verstaan nie wat u doen nie, ek verstaan nie hoe u dit doen nie, maar ek vertrou dat u die beste weet, en ek vertrou u met my hele hart. En dan kom ons in die tweede hoofstuk van Habakuk, en as jy deur hom gaan lees, sal jy sien dat die hele tweede hoofstuk as ware 'n profesie is, waarin God sê, verklaar, hoe dat hy die Babiloniërs gaan oordeel. So die Here antwoord Habakuk in sy beswaar. En ons kan die Here se antwoord as ware opsom met hoofstuk 2 vers 4. En ek lees dit vir jou. Die Here sê vir Habakuk, hy sê, kyk, sy siel, wie se siel? Babilonië se siel, is opgeblaase in hom en nie reg nie.
maar die regverdige deur sy geloof sal hy lewe. Wie se siel is opgeblaase in hom? Die Babiloniërs. Hulle dink hulle is die kat se snor. Hulle dink hulle is God's gift to mankind. Hulle dink niks of niemand kan voor ons staan nie. Ons is die kragtigste, die magtigste, die beste. Hulle is egoïsties, vol van hulle self, trots in hulle eie vermoë. Die Here sê, ja, ek bring hulle om Israel te oordeel, maar self sal hierdie nasie nie my oordeel vryspring nie. En jy kan die hele hoofstuk 2 gaan lees, waarin die Here God oordeel oor Babylonië uitspreek, dat aan die einde van die dag sal hierdie selfde volk, wat nou so vreesaanjaend is, wie se siel opgeblaase is in hom, nie eers meer bestaan nie, wanneer ek klaar is met hulle. Nou is die vraag, wie sal bly leef? Wie sal bly leef as die Here die goddeloosheid van Israel oordeel? As die Here die goddeloosheid van die Babiloniërs oordeel, wie sal bly leef? Die Here sê, die regverdige sal deur sy geloof lewe. Daar kom 'n tyd van oordeel, van vernietiging. Ek gaan Israel oordeel. Daarna sal ek Babylonië oordeel, en in hierdie tyd, wie is dit wat gaan leef? Wie is dit wat gaan oorleef? Die mens, die man, die vrou, wat in my vertrou, wat in my glo. Ja, so 'n mens is 'n regverdige mens. 'n Mens wat met sy of haar hele hart in my vertrou. Ek begin afsluit. So ons kry hierdie beweging in die boek, in Habakuk se boek, die 3 hoofstukke. Dit begin by Habakuk wat kla, 'n klaaglied. Dan volg daar 'n eerlike gesprek tussen God en Habakuk. En dan is dit asof Habakuk 'n ontmoeting het met God in sy soewereiniteit en in sy almag. En eers dan kom Habakuk by lofprysing. Nogtans sal ek jubel in die Here. Jy moet weet, lofprysing is nie goedkoop nie. Dis nie iets wat ek op 'n Sondag in die kerk doen. Ek steek my hande omhoog en ek loof die Here en ek stap by die kerk uit en ek het vergeet daarvan nie. Dis nie oppervlakkig nie. Lofprysing kom wanneer ek my kwel vra. Dit wat my kommer met God deurgewerk het, totdat ek voor 'n openbaring kom van sy soewereiniteit en van sy almag. En eers dan breek die lof en die aanbidding en die lofprysing binne in my uit. Nogtans, Here, sal ek jubel in U. Dan sing ek die lied van Habakuk hier aan die einde. En dis nadat Habakuk sy vrae, sy klagtes met God deurgeworstel het, wat hy besef, dinge gaan op die oomblik moeilik. Daar's baie lyding in Israel as gevolg van onreg, as gevolg van die goddeloosheid van die leiers. Die reg geskied nie, die swakkes, die wat magteloos is, die wat geen mag het in ons samelewing nie, kry die swaarste. Hulle kan hulle self nie verdedig nie. Hulle word gekil, hulle word ingedoen. Hulle kan skaarse bestaan maak. Daar's lyding en daar's swaar kry. Maar hierdie lyding gaan nie in die afsienbare toekoms eindig nie. Dit gaan erger word. Want die Here bring hierdie volk, hierdie goddelose, voortvarende, vreesaanjaende volk,
die Babiloniërs, en hulle kom met die swaard. Ja, baie mense gaan sterf. Daar sal hongersnood wees. Sal nie kos wees om te eet nie. Daar sal pessiekte wees. Daar sal dood en doodslag oral wees. So dinge gaan erger word. Maar hoor wat sê Habakuk. Hy sê, dis u wat my op hoë plekke laat loop. Hy sê, op hoë plekke laat u my loop. Let op, hy sê, laat u my loop. Dis nie plekke waar ek kies om te loop nie. Ek het geen sê in die goed wat kom nie. U laat my daar loop, Here. U bring hierdie goed. En as gevolg van u gaan ek op hierdie moeilike plekke moet loop. Maar u, o Here, gee vir my die voete van 'n wildsbok. U gee vir my die voete van 'n wildsbok. En as jy in die Hebreëus kan lees, sal jy agterkom die wildsbok wat hier ter sprake is, die takbok, is die takbok ooi, nie die rammetjie nie, maar die ooi. Die rammetjie is baie sterker as die ooi. Die ooi is die swakker een. Here, ek is swak. Ek het nie krag vir die goed wat op die oomblik met my gebeur nie. Ek het nie krag vir die goed wat kom nie. Maar U is my krag. U is my rots en U maak my voete soos die van 'n takbok. Voete wat spesiaal ontwerp is om op die moeilikste plekke te kan loop. U gee my die krag. U gee vir my die voete. U stel my in staat om op die moeilikste, die mees onmoontlike plekke te kan leef, te kan bestaan, te kan loop, o Here. Want ek is 'n regverdige wat deur my geloof lewe en op U sal ek met my hele hart vertrou. Daarom, al sou die vye boom nie bot nie, al sal daar geen druiwe op die wingerde wees nie, al sal die landerye geen kos oplewer nie, al sal die skape uit die krale verdwyn, geen skape meer nie, al sal daar geen beeste meer in die stalle wees nie. Here, al is daar die grootste hongersnood en kry ons swaar, nogtans sal ek jubel in die Here, want U maak my voete soos die van 'n takbok ooi. Op hoë plekke laat U my veilig loop. Die Here seën jou.